Die voormalige vlakplaasbevelvoerder Eugene de Kok getuig dat president Cyril Ramaphosa op sy moordlys was. En dwelmmiddels ter waarde van 4,3 miljard rand is deur Suid-Afrika na Indië verskeep sonder onderskepping deur Suid-Afrikaanse wetstoepassingsowerhede. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die voormalige bevelvoerder van vlakplaas, Eugene de Kok, het in die Hooggeregshof in Kaapberga getuig dat hy 'n opdrag ontvang het om president Cyril Ramaphosa te vermoor. Vlakplaas was die hoofkwartier van die veiligheidspolisie tydens die vorige bedeling. Volgens de Kok was Ramaphosa se naam een van 33 op 'n moordlys wat vir sluipmoord gemerk is. De Kok het glo geweier om die opdragte uit te voer. Hy het aan die hof gesê dat hy Ramaphosa as onskuldig beskou het en nie as 'n terroris nie. I decided not to attend church. The high up, with those that gave the orders, they wanted a lot of people shot and killed. My attitude was, then why don't you kill them yourselves? Amongst a president of the country. They wanted him dead. And I said, well, he's not a terrorist. You can throw copies. It was photographed by Mr. Dana Snyman. Die getuienis vorm deel van die 3de geregtelike doodsondersoek na die moorde op sogenaamde teen-apartheidsaktiviste. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê die polisie deursoek nie skeepsvraghouers met bederfbare produkte nie, tensy daar intelligensie is wat die polisie daarop attent maak. Dit volg na berigte dat dwelmmiddels ter waarde van 4,3 miljard rand deur Suid-Afrika na Indië verskeep is, sonder dat dit deur Suid-Afrikaanse wetstoepassingsowerhede onderskep is. Volgens Kachalia is grensbeheer 'n gedeelde verantwoordelikheid tussen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die grensbestuursowerheid. Hy het gesê dat daar 'n ondersoek van stapel gestuur is om die oorsprong van die besending op te spoor en die betrokke syndikaat te identifiseer. Politieke partye het 'n beroep op die regering gedoen om veroordeelde buitelanders in Suid-Afrikaanse tronke te deporteer om oorbevolking te verminder. Meer as 26,000 buitelanders is tans in gevangenisse wat belastingbetalers nagenoeg 11 miljoen rand per dag uit die sak jaag. Action SA, die ACDP, VF+ en die DA het tydens 'n debat oor die uitwerking van oorbevolking op die menseregte van gevangenes aangedring om dringende wetgewing om buitelanders se uitlewering te fasiliteer. Action SA se Dereline James stel voor dat elke buitelandse misdadiger teruggestuur word na hulle land van herkoms en dat hul regerings die koste dra. Die DA, VF+ en ACDP ondersteun soortgelyke stappe en dring daarop aan dat 'n vinnige wetgewende oplossing of 'n tronkuitruil en uitsettingsprogram ingestel word. Die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel OUTA, het 'n mislukte 39 miljoen rand se rioolprojek in Pomona en Kempton Park blootgelê. Openbare fondse is bestee, maar die pyplyne is steeds onafgehandel. Die projek, wat vlei lande en omliggende gebiede moes bedien, is deur 'n kontrakteur van laer gradering uitgevoer, ondanks aanbevelings om hulle te beëindig. Riool vloei steeds deur strate en huise en die metro versuim om 'n volle verantwoordelikheid te neem. OUTA eis volledige betalingsrekords, 'n verduideliking vir die aanstelling van die kontrakteur, as ook 'n geloofwaardige plan om die projek te voltooi en die vlei land te rehabiliteer. En dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Geniet jou naweek.